2 Petrus 3 vers 17 en 18. Nou dat julle dat dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit julle eie vastigheid uit. Maar julle moet toeneem in die genade en die kennis van Jahwe en van Yeshua onsself. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as die dag van die ewigheid. Dis wonderlike woorde. Dis nou so van toepassing, en die hele woord is so van toepassing. Alles sê dieselfde. Dis net verskillende skrywers, verskillende tye, verskillende plekke, maar daar is net een boodskap, en die boodskap is, sy koninkryk kom, maar sy koninkryk word voorafgegaan deur 'n baie swaar tyd, soos die barensnood van 'n swanger vrou. En dis waar ons nou is. En ons is bevoorreg om die profeseë te kan identifiseer en te kan sien. En nie met vrees vervul te word nie, maar met verwagting. Want 'n swanger vrou sien nie uit na die barensnood nie, maar sy sien wel uit na die kind. En as die kind gekom het, dink sy nie eers meer aan die swaar tyd wat sy gehad het voor die geboorte nie. En net so met ons, wanneer ons in die koninkryk is, kan ons nie meer dink aan hierdie swaar tye voor dit nie, maar ons moet daar deurgaan na die koninkryk toe. Dis net hoe dit is. Yeshua het gesê, laat dit vir jou wees soos wat jou geloof is. Nou lees ek hier Hebreërs 11 vers 32 van die geloofshelde, dis nou aan die einde. En wat sal ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek as ek van Gideon, Barak, Simson, Jefta, Dawid en Salomo en die profete sou verhaal, wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen het, beloftes verkry het, bekke van leeu's toegestop het, die krag van vuur uitgebid het, die skerpte van die swaard ontvlug het, krag uit swakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorlog, lees van vreemdes op die vlug gedryf het. Vroue het hulle dode deur opstanding teruggekry, en ander is gefolter en wou geen bevryding aangeneem het nie, om 'n beter opstanding te verkry. En vroue het op God vertrou vir kos vir elke dag, ten spyte van die stelsel wat hulle van kos afgesny het, bly lewe. En ander het van die hongerdood gegaan en wou geen bevryding aanneem nie, om 'n beter opstanding te verkry. Wat probeer ek daardeur sê? Laat dit vir jou wees soos jou geloof is. Toe Israel in die woestyn was daar niks om van te lewe nie, maar elke dag het God vir hulle gesorg. Hulle was nie afhanklik van die wêreld om vir hulle te sorg nie, en God sal vir my sorg. En Yeshua sê, laat dit vir jou wees soos wat jy geglo het. En ons kyk na hierdie benoudheid waarin ons ingaan, moet dit nie onderskat nie. Dis nie noodwendig dat ons almal van honger sal doodgaan nie. Want as ek op God vertrou dat hy vir my sal sorg, en ek glo hy kan, hy het vir die Israeliete gesorg met niks. Daar was niks. Hoekom kan hy nie vir my sorg nie? En dan dink ek, ja, hoekom kan hy nie vir my sorg nie? Hy kan mos. En wat gebeur? Geloof in my hart ontstaan. En Yeshua sê, vir jou wees soos wat jy geglo het. En dit is die evangelie, dis waar ons vashou, dis wat ons sê, dit is my geloof. En 'n ander ene is gefolter en het in hongersnood gelei en wou geen bevryding aanneem nie, om 'n beter opstanding te verkry. Wat beteken? Ek sal ly. Julle vat my kos van my weg, maar ek sal julle wys, ek sal nie die knie buig voor julle en ek sal van die honger doodgaan, maar gee nie om nie, want ons tot eer van my God, en ek sal 'n beter opstanding verkry. En dis wat vir ons voorlê. Ons is nou besig met teorie, en dan kom die praktyk. Die woord is vol bemoediging. Wanneer ons in hierdie moeilike tyd is, moenie God onderskat nie. Moenie in hierdie tyd instap en dink, dit gaan nie 'n tyd van wonderwerke wees. Sê die leeu se bek kon toemaak, wat gaan hy nog vir ons doen nie? En eintlik moet ons opgewonde wees en sê, ek is opgewonde om te sien wat gaan gebeur.